William Shakespeare het gesê, "The world's a stage and we are all merely players." En 'n soortgelyke gedagte is ook te vind in een van my gunsteling flieks van alle tye, en dit is Dead Poets Society. In hierdie fliek is daar 'n onderwyser wat besig is om klas te gee vir sy leerlinge. En hy is besig om vir hulle te vertel waaroor poësie eintlik gaan. Hoekom bestaan daar so iets soos gedigte? Hoekom bestaan daar so iets soos poësie? En dan sê hy dat die hele lewe eintlik soos 'n spel is, soos 'n toneelstuk is. En elkeen van ons het die voorreg om 'n versie by te dra in hierdie toneelstuk. En dit het my 'n bietjie laat dink aan die poësie wat ons ook in die Bybel kry. Veral as jy na die Psalmboek gaan kyk. Die Psalmboek is 'n versameling poësie of 'n versameling gedigte van gelowiges wat deur die eeue allerhande ervarings van die Here gehad het. Partykeer was hulle teleurgesteld en was hulle nie skaam om hulle teleurstelling in poësievorm oor te dra nie. Ander kere was hulle weer stom van verbasing, hulle was in verwondering oor dit wat die Here vir hulle gedoen het, en hulle kon nie anders nie, hulle moes net daardie vreugde, daardie verwondering op een of ander manier saamvat, en hulle het besef dat 'n verhaal dit nie heeltemal sal doen nie. Hulle sal dit in 'n ander vorm moet giet, en die unieke vorm wat hulle dit ingegiet het was poësie, was 'n gedig, omdat die woorde van 'n verhaal nie kon saamvat wat hulle in hulle binneste gevoel het nie. En ons almal weet hoe poësie werk, doen ons nie? Ons het ure lank op skool allerhande gedigte ontleed om te sien wat die betekenismoontlikhede van elke liewe versie is. En ek dink dit is hoekom gelowiges deur die eeue nog hulle geloofslewe, hulle lewe in die teenwoordigheid van God omgeskakel het in gedigvorm, in poësie, omdat die woorde van 'n verhaal nie heeltemal die volheid van daardie emosie kon saamvat nie. En uiteindelik is ek en jy dan ook lopende gedigte. Ek en jy is lopende poësiestukke vir die Here. En die vraag is, wat is die versie wat ek en jy vandag, maar ook elke ander dag gaan bydra? Ja, daar is tye waar ons teleurgesteld is. En gelukkig dien ons 'n Here voor wie ons teleurstelling kan neerlê. Maar daar is ook tye van verwondering. Daar is ook tye waar ons opgewonde en bly is oor dit wat die Here vir ons moontlik gemaak het. Daar is ook tye waar ons dankbaar is. Mag jy vandag jou versie in die groter toneelstuk weerspieël. Hemelvader, dankie dat ons vreugdes en ons bekommernisse, ons blydskap en ons hartseer met U kan deel. En Vader, dankie dat ons dit somtyds in poësie met U kan deel, in psalms, in liedere. Vader, mag elkeen van ons ook besef dat ons 'n vers is in die groter toneelstuk van die lewe. En Vader, mag elkeen van ons, wil U gee dat elkeen van ons die krag het om ons unieke vers by te dra. Of dit 'n loflied of 'n treurlied is vandag, maar dat ons dit voor U voete sal neerlê. Dankie dat ons die vrymoedigheid het om dit te doen. Amen. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ek en jy sien mekaar weer gou.